baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Ons praat vandag so 'n bietjie oor prioriteite. Luister dit saam met my na hierdie vers en dan vra jy sommer net vir jouself die vraag af, hoe dink jy het Paulus se prioriteite gelyk? Of ons kan net maar anders ook vra, hoe was sy prioriteitslys gewees? Handelinge 20, vers 24. Maar alles my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. 'n Papa het 'n klein seentjie en elke keer kom die klein seentjie en hy vra, "Papa, kan ons nie gou ietsie doen nie? Kom speel gou saam met my." En dan is pappa se standaard antwoord, "Jong nee, ek is besig, gaan vra jou ma." En so gebeur dit maar keer op keer. En op 'n dag, asof vir die eerste keer, gebeur dit weer, seentjie kom vra of pappa nie wil speel nie. En pappa het sy standaard antwoord reg. Hy sien dit, ja, asof hy dit vir die eerste keer sien, daai opgewonde gesiggie val. En hy raak sommer so die skouertjies begin hang en jy kan sommer sien daai lewe uit sy oogies uitvloei en hy drentel daar weg. En pappa besef nie, hy is besig om 'n fout te maak. Iewers moet hy kyk na sy prioriteite. 'n Rukkie later is pappa besig om die huis te verf. Die verf is reg en die kwaste en die rollets en alles, en hy's daar op die leer. En hier hoor hy weer die stemmetjie. "Pappa, pappa." En pappa wil eers net weer sê, "Jong nee, ek's besig," maar hy besef, hy het ons laaste besluit geneem. So sit pappa nou maar alles neer, hy klim af en hy gaan staan so op sy knie en hy vra, "Ja, my seun, wat is dit?" En die seentjie sê vir hom, "Pappa, ek weet jy's besig. So ek wil net weet, waar's mamma?" Daai pappa is daar en dan gekonfronteer met sy prioriteite. En so word ek en jy ook van tyd tot tyd gekonfronteer met wat is ons top prioriteite. Wat dink jy was Paulus se top prioriteit toe ons nou Handelinge 20:24 gelees het? Natuurlik, om in diens van God te wees, om aan Jesus gehoorsaam te wees, om sy roeping uit te leef. Dit was sy top prioriteit gewees. Wat is my en jou top prioriteit? Die vraag is, hoekom is dit belangrik om daaroor te dink? Nou die belangrikheid lê daarin, jou top prioriteit bepaal nommer 1 die sin in jou lewe en nommer 2 die waardes waarvolgens jy leef. So as jou top prioriteit byvoorbeeld iets soos geld is, of sekere verhoudings is, of jou eie wil is, of prestasies is, dan leef jy en jou lewe is lekker en jou lewe maak sin, solank jy nou kry of leef volgens hierdie top prioriteit. So kom ons sê, geld is jou top prioriteit. En ek verwys sommer na Lukas 18, daar van die ryk jong man. Kom ons sê, geld is jou top prioriteit. En nou leef jy en alles gaan reg en die ekonomie is goed en jy kan koop wat jy wil, maar op 'n stadium gaan daar iets verkeerd. Op 'n stadium verloor jy geld. Op 'n stadium draai die ekonomie. Wat gebeur dan? Daai top prioriteit begin dan nou vir jou laat sukkel. En nou begin jy die sin van die lewe verloor. So jou top prioriteit bepaal die sin van die lewe. Die top prioriteit bepaal ook jou waardes. So jy is besig met dit wat volgens jou top prioriteit daar is. Jou top prioriteit bepaal jou doen en jou late, waarmee jy besig is en nie besig is nie. Wat gebeur as ons by Paulus kom? Sê Paulus, God is ook ons prioriteit nommer 1.
dan het God, ons prioriteit nommer 1, is altyd vas. Hy's altyd daar. Hy's onwankelbaar. So ons verloor nooit die sin van die lewe nie. Want selfs as dinge verkeerd loop in ons lewe, weet ons topprioriteit, God, is die een wat ons veilig hou. God is ook die een wat dan ons doen en ons late bepaal. Ons pas ons aan volgens God se norme, God se waardes. So mag ek vir jou vra, wat is jou topprioriteit? Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.